Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die vroeë reën van God se Gees. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen. Joël hoofstuk 2 vers 23. Onder die beeld van die vroeë en die laat reën, wat in oosterse lande val tydens saaityd en oestyd, het die Hebreëse profete die skenking van geestelike genade in buitengewone mate aan God se kerk voorspel. Die uitstorting van die Gees in die dae van die apostels was die begin van die vroeë of eerste reën, en glorieryk was die gevolg. Maar naby die einde van die aarde se oes word 'n spesiale skenking van geestelike genade beloof om die kerk voor te berei vir die koms van die Seun van die mens. Hierdie uitstorting van die Gees word vergelyk met die val van die laat reën. Die laat reën, wat die aarde se oes ryp maak, verteenwoordig die geestelike genade wat die kerk voorberei vir die koms van die Seun van die mens. Maar tensy die vroeë reën geval het, sal daar geen lewe wees nie. Die groen blaar sal nie opspring nie. Tensy die vroeë reënbuie hul werk gedoen het, kan die laat reën geen saad tot volmaaktheid bring nie. Daar moet 'n voortdurende ontwikkeling van geestelike deeg wees, 'n voortdurende vooruitgang in die Christelike ervaring. Elke individu moet sy eie noodsaaklikheid besef. Die hart moet van elke besoedeling leeggemaak word en gereinig word vir die inwoning van die Gees. Dit was deur die belydenis en versaking van sonde, deur ernstige gebed en toewyding van hulself aan God, dat die vroeë disippels voorberei het vir die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkstersdag. Dieselfde werk, net in 'n groter mate, moet nou gedoen word. Daar moet geen verwaarlosing wees van die genade wat deur die vroeë reën verteenwoordig word nie. Slegs diegene wat leef volgens die lig wat hulle het, sal groter lig ontvang. Tensy ons daagliks vorder in die voorbeeld van die aktiewe Christelike deugde, sal ons nie die manifestasie van die Heilige Gees in die laat reën erken nie. Dit mag op harte rondom ons val, maar ons sal dit nie onderskei of ontvang nie.